Ek lees vir ons graag uit Psalm 38 vers 19. Ja, my sondeskuld bely ek. Ek is bekommerd oor my sonde. Die moeilikste woorde om te sê soms is ek was verkeerd. Ons erken maklik ander mense se foute, maar ons eie skuld probeer ons dikwels wegverduidelik. Tog begin ware herstel juis wanneer ons ophou verskonings maak en eerlik word. Psalm 38 wys vir ons 'n Dawid wat niks probeer wegsteek nie. Hy beskryf sy swaar kry, sy skuld en sy uitputting met eerlike woorde. Hy probeer nie sy sonde verskoon of die skuld op iemand anders te plaas nie. Hy sê net eenvoudig, my sonde skuld bely ek. Dit is nie maklik om so eerlik te wees nie. Ons natuurlike reaksie is om onsself te verdedig of om ons foute kleiner te maak. Maar juis wanneer ons ophou voorgee en eerlik voor God staan, begin sy genade ons verander. God vra nie dat ons perfek na hom toe moet kom nie. Hy nooi ons om met opregte harte na hom toe te kom. Dawid beleef steeds pyn en moeilike omstandighede. Tog eindig sy gebed nie in wanhoop nie. Nadat hy alles gesê het wat op sy hart is, bid hy: "Moet my nie verlaat nie, Here. Kom my tog gou te hulp." Selfs met sy sonde en sy swakheid waag hy dit om na God toe te vlug, omdat hy weet dat die Here genadig is. Dieselfde uitnodiging geld vandag nog. Ons hoef nie ons sondes weg te steek of te maak dat alles reg is nie. Ons mag eerlik voor die Here bely met die wete dat hy luister en dat sy genade groter is as ons skuld. Wanneer ons na hom toe terugkeer, ontmoet ons nie veroordeling nie, maar 'n Vader wat gereed is om te vergewe en om te herstel. Die Here vra nie volmaakte mense nie. Hy soek eerlike harte. Wanneer ons ons sonde na hom toe bring, ontdek ons dat sy genade altyd groter is as die skuld wat ons voor ons dra. Daarom hoef ons nie in skaamte weg te kruip nie, maar ons mag met vertroue na hom toe kom. Dankie Here dat ons niks vir U hoef weg te steek nie. Gee ons die moed om ons sonde eerlik te bely en die geloof om U vergifnis met dankbaarheid te ontvang. Help ons om elke dag nader aan U te leef. Amen.